Hulle toe by een plek, of toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig. So die misdadigers, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel, deur daaroor te lood. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy Christus van God die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader gestaan het en vir hom suurwyn aanbied, met die woorde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif, hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus of hoe, red jouself en ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig, ons moet reg staan vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. In hulle gees sien hulle, ek het nou een te veel omgeblaai so. Ek lees net die vorige vers. In ons geval is dit regverdig, ons word tereg gestraf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê toe, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord, Amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In hierdie gedeelte vooraf kom ons agter dat Jesus 4 maal verhoor is. Hy's van die Joodse raad na Pilatus toe, van Pilatus na Herodes, van Herodes is hy weer terug na Pilatus toe. So die laaste keer is eintlik 'n voortsetting van die tweede verhoor wat hy gehad het. En die hele gedagte rondom vanoggend se boodskap is, ons is besig om te bou na Kersfees toe. 30 November in die kerklike kalender staan dit bekend as die begin van Advent. Advent beteken 'n verwagting. Ek sien uit na die tweede koms van die Here. Soos wat die Jode uitgesien het na Jesus se geboorte, die verlosser, so sien ons uit na Here, daar's 'n tweede koms. U gaan weer kom en ons wil gereed wees as u kom. En dit my laat wonder, besef ons wie Jesus die koning is wat vir ons gebore is. En voordat ek nou begin met Kersboodskappe en die krib en die stal en die wyse manne en die herders, wil ek net vir ons gaan stil raak by die kruis. En wat Jesus self gesê het en wat Herodes, Pilatus dan ook vir hom gevra het. En in die hele gedeelte van Lukas, begin Lukas om Jesus as koning aan ons bekend te stel. Toe engel Gabriël met Maria gepraat het, toe sê hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap gaan daar geen einde wees nie. Toe Jesus Jerusalem binne gekom het, toe skree die skare daar, loof die koning wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en ere aan God in die hoogste hemel. Vrede, of hulle noem hom loof die koning. Gabriël sê hy sal koning genoem word. Aan sy koningskap is daar geen einde nie. En in Lukas 23 vers 38, die opskrif bo aan die kruis, waaraan Jesus gekruisig is, dit is die koning van die Jode. En dit is my belangrik dat ons net hier by hierdie gedagte moet stil raak, dat ons 'n nuwe betekenis van Kersfees sal begin ontwikkel. En nou dat ons gekyk het wat Pilatus gesê het en wat Lukas alles geskryf het, wil ek net stil raak en van die hofgebede af wegbeweeg na die kruis toe. Die soldate, die Joodse raad en die misdadigers het deur hulle gespot verklaar dat Jesus nie werklik die koning is nie, omdat hy homself nie uit hulle hande gered het nie, want jy sien, hulle gedagte was gewees, 'n koning moet homself kan red. As 'n koning homself nie kan red nie, en hy sy mag nie kan vertoon nie, dan is hy nie 'n waarlike koning vir die mense nie. En Jesus, juis in sy stilswye, juis in die manier hoe hy opgetree het en die kruiswoorde wat hy daar geuiter het vir ons wys vir ons dat hy 'n ander koning is. Hy is anders as die aardse konings waarin ons gewoond is.
Daarin lê Jesus se koningskap, nie in die vertoning van mag nie, maar in 'n daad van diensbaarheid, nie in selfsug nie, maar in dienende liefde. Ek gaan nie myself red nie, ek hang hier aan die kruis in dienende liefde, sodat julle die ewige lewe kan ontvang. En dan hier die wonderlike woorde van Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Selfs aan die kruis kom Jesus en hy sê maar, ek vergewe julle. En wat vir my mooi is, as ons dink aan 'n koning, dan sit 'n koning altyd op hierdie troon. En dan sien ek Jesus eintlik op die troon sit en hy sê hierdie woorde van, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dis vir my troonwoorde, woorde wat van 'n koning se troon af uitgaan na ons toe, om te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En daar hang Jesus aan die kruis, gekroon met 'n doringkroon, sy klere word verdeel, dit word uitgeloot, hy's gemartel en bespot. Ten spyte van dit, die koning wat ons oor 'n maand of 2 gaan aanbid en gaan fees vier, besluit om ons te red. Hy red nie homself nie, hy red vir ons. Steeds kies Jesus vergifnis bo wraak. Steeds kies hy om ons almal voor sy eie belange te stel. Jesus se gebed, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, is 'n tasbare bewys van Jesus se opofferende koningskap. Nie liefde nie, maar koningskap, en van daardie troon en van daardie kruis betoon hy nog steeds sy liefde en sy omgee vir ons. En wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan praat Jesus 2 keer. Eerste keer praat hy, dan hy sê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die tweede keer praat hy, toe hy vir die man sê, die misdadiger sê, maar vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So Jesus omarm hier die man. Hy kyk nie die misdadiger mis nie, hy vergeet nie van hom nie, hy ignoreer hom nie, hy hoor hom. En duidelik is Jesus, wanneer hy so uitreik na die mense wat na hom roep, word sy koningskap waarlik uitgebeeld. Aan die kruis bewys Jesus liefde, aan die kruis vergewe Jesus, en aan die kruis ontferm hy ook homself oor hierdie misdadiger. En dan ons wat met worsteling sit, hierdie worsteling van naaste liefde en onvergifnis, en is juist Vrydag wat ek met iemand gepraat het, na aanleiding van wat met Mariska gebeur het, met die ontvoering, die een sekuriteitslig is afgesteel by die kerk, en toe sê ek vir die persoon, maar die Here beproef regtig ons naaste liefde nou. Hoe kan ek, hoe sukkel ons toe mekaar liefde hê, en nou ten spyte van dit wat gebeur, hoor ons vanoggend, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en dan moet ons skuldig staan, want Jesus leer ons wat redding is, hy leer ons wat dit is om op te offer, hy leer ons wat dit is om ander mense voor jouself te stel, en dis wanneer koningskap na vore kom, nie die eie mens nie, want ek gaan later kom, waar hierdie een misdadiger sê, as u die koning is, red u self en vir ons ook. Miskien moet ek maar sommer nou daaroor praat. As ons daardie woorde uiter, as jy Christus is, met alle respek, red jouself en my ook, dan sien ek Jesus as 'n koning, net vir die persoon vir wie hy is, om my te red. Ek gebruik sy koningskap vir my redding, en dis al. Ek kyk nie na sy liefde, sy omgee en sy ware ontferming oor ons elkeen nie. Die koning aan die kruis is ons koning, die een wat wie se geboorte ons oor 'n maand vier. Hy is Christus die Here. Hier hang hy, nie op 'n troon nie, maar aan 'n kruis, nie met 'n kroon van goud nie, maar van dorings, nie omring deur paleiswagte nie, maar deur soldate wat hom uitlag. En in hierdie toestand waar Jesus aan die kruis hang, bewys hy liefde, regeer hy deur homself te offer, en hy red deur genade. Is dit nie wat 'n ware koning is nie, om homself tekort te doen, sodat ander hom kan beleef as die een van liefde en genade? Want so praat 'n koning, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Dit is 'n koning wat praat. Ek as mens kan nie so praat nie. Ek sukkel om te vergewe en daarom kom Jesus en hy sê, maar as koning van jou lewe behoort jy dieselfde woorde te kan sê as wat ek kan sê. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is 'n koning wat liefde betoon. En dit is 'n koning wie heers deur middel van vergifnis. Boonop sit die soldate die bordjie op die kruis, dit is die koning van die Jode. Hulle sit dit daarop eintlik as 'n bespotting, maar min weet hulle hoe waar hierdie woorde werklik is. Die gedeelte wat ek dan net nou genoem het, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Hoor ons daardie arrogansie van hierdie misdadiger. Hy ken net een soort koning, die koning wat bewys, wat homself bewys deur homself te red. Die koning wat sy mag gebruik om te oorheers, te regeer en te beskerm. En ek kan nou nie anders, ek kan ook nou nie vir my hart 'n moordkuil maak het, toe ons nou 'n bietjie opgelees het oor hierdie dinge. Die wêreld ken net een soort koning, 'n koning wat bewys, hy is groot deur homself te red, 'n koning wat sy mag gebruik om te oorheers, te regeer en te beskerm. Is daar dalk een regeerder wat u kan aandink wat hierdie eienskappe openbaar? Wat regeer deur sy mag te bewys, wat regeer deur net na homself om te sien, en wat regeer om sy eie land te beskerm. En ek kan nie anders nie, ek vra verskoning, u is welkom my na die tyd te praat, maar Donald Trump se naam het duidelik opgekom by my as hierdie magspersoon, en ek sien baie van u skud die kop ook, wat self regeer, maar ek wys wie ek is, ek betoon my mag, en hier kom die Here Jesus Christus, en hy doen die heel teenoorgestelde, en hy sê, maar ek vergewe, en Vader vergewe hulle wat hulle ook aan my doen. Aan die een kant hang hierdie misdadiger met bitterheid en pyn, en hy sê vir Jesus, as u dan Jesus Christus is, red u self en my ook. Hierdie twee misdadigers, elkeen hang, of dit is hulle oordeelsdag, die laaste dag, en op hulle oordeelsdag openbaar hierdie een die gesindheid van bitterheid. En hy vra vir die Here om hom dan te red. Maar die ander man, ook met 'n geskiedenis van roof en moord en al hierdie dinge, wat ook min daaroor het, hy kyk anders na Jesus. Hy verstaan dat dit wat hy nou verdien, sy verdiende loon is. En dan vra hy, Here, dink vandag ook aan my, wanneer u in die koninkryk kom. En hierdie woorde het my hartseer gemaak. Hierdie man vra nie om gered te word nie, vra nie om vergewe te word nie. Hy vra net, Here, onthou my. Dis al wat hy vir die Here vra, Here, onthou net, dink net aan my, dis al, weet net wie ek is al wat ek van u vra. En dan sê die Here vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy vra nie genesing nie, nie redding nie, nie ontsnapping nie. Hy vra net vir die nabyheid en die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. Op hierdie oordeelsdag, in hierdie laaste dag van sy lewe, ons weet nie wat ons laaste dag gaan wees nie, maar in ons lewens mag ons dan ook op 'n punt in ons lewe kom, wat ons net die nabyheid van die Here soek, net sy teenwoordigheid soek, en sê, Here, ek weet, u ken my op u naam, ek is u skaap, ek is u kind, Here, weet net van my. En die Here sê dan, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek sluit af met 'n opsomming van hoe 'n koning lyk en hoe Jesus se koningskap dan werklik na vore gekom het op die kruis, en mag hierdie beeld en hierdie woorde ons deurtrek na Kersdag toe, dat ons opnuut besef dat die koning gebore vir ons nie net beperk is tot hierdie baba Jesus in die krib met die wyse manne, Josef en Maria en die herders nie. Daar is werklik 'n koning aan die kruis wat vir ons ook gesterf het. 'n Koning lyk soos iemand wat hoop gee aan 'n sterwende man. 'n Koning lyk soos iemand wat vergifnis gee aan sy vyande. 'n Koning lyk soos iemand wat sy arms wyd oopmaak, vasgespijker aan 'n kruis, om 'n koninkryk oop te maak vir elkeen wat glo. Hier op Golgotha word Jesus se koningskap duidelik. Hy dra nie 'n goue kroon nie, maar een van dorings.
Hy sit nie op 'n troon nie, maar hang aan 'n kruis. Hy dra nie 'n perskleed nie, maar met bebloede liggaam hang hy daar. Hy heers nie deur vrees nie, maar deur te vergewe. Hy oorwin nie deur geweld nie, maar deur sy lewe af te lê. En dit is vir my die eienskappe van die koning Jesus wat ons moet nastreef, wat ons moet vier in hierdie Kersseisoen. Ons moet bewus wees van wie ons koning van ons lewens is. Jesus sê vandag vir ons, ek sien jou, ek vergeet jou nie, ek maak vir jou 'n woonplek in my koninkryk. En dit is die koning op wie ons wag. Mag Jesus Christus ons werklik sin gee in ons Christusfees wanneer ons dit begin vier, en mag Jesus Christus opnuut ook die koning van ons lewe wees, soos wat hy sy koningskap met sy geboorte, sy lewe en kruisiging aan ons geopenbaar het. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om so 'n bietjie te kan stil raak rondom u woord en net te besef dat u 'n ander se koning is. Here, dat ons werklik u eienskappe kan nastreef van vergifnis, Here, van redding, van omgee, van luister, van in u teenwoordigheid wees. Dankie dat u al daardie dinge aan ons openbaar as ons koning. Mag ons ook u die regmatige plek in ons lewe gee, dat u op die troon van ons lewens sit. Ons is u dienskneg, Here, ons kom sit by u voete en ons sê, spreek, Here, u dienskneg, luister. U is ons goeie herder. U ken ons skape, ons as skape, en ons as skape ken ook u stem, soos ons ook gister in Johannes 10 vers 14 met mekaar gedeel het. Dankie, Here, dat u ons ken, en dat u buiten die koning ook ons goeie herder is, en dat ons goeie herder weet wat ons elkeen nodig het. Daarom kom ons na u toe en sê, Here, soos hierdie een misdadiger, onthou my, sien my raak, ek wil naby u wees, en mag dit so wees, in Jesus naam alleen. Amen.